Goeiedag geliefdes, dis weer eens vir my wonderlik om u te verwelkom by die woord van die Here. Ons staan nog steeds stil by Romeine en ons is nog steeds by die 5de vers wat ek laas met u begin behandel het, maar wat 'n ongelooflike diepte het en hoe meer ek daaroor dink, hoe meer besef ek die geweldige impak van hierdie ene versie. En dit gaan net oor die woordjie geloofsgehoorsaamheid. Kom ek lees dit vir u daar in die 5de vers. Deur wie ons genade en die apostelskap ontvang het om geloofsgehoorsaamheid te verkry onder al die heidene ter wille van sy naam. Geliefdes, ek het laas met u gepraat oor geloofsgehoorsaamheid. En nou sê ek vir u sê, hoe meer ek daaroor dink, hoe meer en dieper en ryker raak hierdie gedeelte vir my. Maar ek wil dit vir u stel en daarmee begin met die stelling, elke mens se keuses het 'n gevolge. Elke mens se keuses dra 'n gevolg en gaan vrugte voortbring. En gehoorsaamheid spel 'n ongelooflike belangrike deel in die lewe van 'n mens. Geloof is eintlik dit wat God vir ons gee, maar die gehoorsaamheid aan geloof is die bewys van die egtheid van geloof. Onwillekeurig dink ek aan Hebreërs die 3de hoofstuk vers 18 en 19. Hoor wat sê hy? Ek gaan vir die vers 17 ook lees. En op wie was hy vertoornig 40 jaar? Was dit nie op die wat gesondig het nie? Wie se lijk in die woestyn geval het nie? En dan weet hy gesweer dat hulle sy rus nie sal ingaan nie, behalwe aan die ongehoorsaames. Geliefdes, die Here het sy volk uit Egipte land verlos. Hy het vir die land Kanaan in gedagte gehad. God wou gehad het sy volk met die land Kanaan beerwe. Maar die volk het uitgeval uit die seën van die Here weens ongehoorsaamheid aan die stem van die Here. Daarom sê ek, keuses het gevolge. En gehoorsaamheid tel by God ongelooflik baie. Ek gaan ook vir u neem na Hebreërs 4 en wel die 6de vers. Hoor wat sê hy vir ons? Terwyl dit so is dat sommige daarin gaan en diegene aan wie die evangelie eers verkondig is, deur ongehoorsaamheid nie ingegaan het nie. Hoor u weer hierdie woord, ongehoorsaamheid het hulle weerhou van die seëninge van die Here. Kom ons lees vers 11 van hierdie gedeelte. Laat ons dan beywer om in te gaan in die rus, sodat niemand in dieselfde voorbeeld van ongehoorsaamheid mag val nie. Kom ek lees vir u verder ook 5de hoofstuk vers 9. En nadat hy volmaak is, het hy vir almal wat hom gehoorsaam is, 'n bewerker van ewige saligheid geword. Gehoorsaamheid in die oë van God is die bewys van my egtheid en my wandeling met God. Nie wat ek sê nie. Die Here het op 'n stadium, en u het die vorige keer gehoor, Lukas 6 vers 46, julle noem my Here, Here. Aanbid my as die allerhoogste God, Here, Here. Maar julle doen nie wat ek sê nie. En dit is vir God geweldig. Kom ons gaan na Hebreërs 6 toe, daar die geweldige hoofstuk. As hy begin sê, daarom moet ons nie bly by die begin van die preking aangaande Christus nie, maar na die volmaaktheid voortgaan, sonder om weer die fondament te lê van die bekering uit dooie werke en van die geloof in God, en van die leer van die doop en die handoplegging, en van die opstanding van die dode en van die ewige oordeel. En dit sal ons doen as God dit toelaat. Let op, want dit is onmoontlik op die wat eenmaal verlig geword het en die hemelse gawe gesmaak het en die Heilige Gees deelagtig geword het en die goeie woord van God gesmaak het en die krag van die toekomstige wêreld en afvallig geword het, ongehoorsaam geword het,
om weer tot bekering te vernuwe, omdat hulle ten opsigte van hulle self die Seun van God weer openlik kruisig en tot skande maak. Met ander woorde, solank as wat ek in ongehoorsaamheid aan God wandel, solank as wat ek die Heilige Gees in my lewe bedroef en oor die bloed van die Here Jesus loop, is ek in gevaar dat ek die saligheid uit die hand van God kan mis, omdat ek ongehoorsaamheid in my lewe toegelaat het. Jakobus is toch baie besonderlik daaroor, as hy in Jakobus 2 met ons kom praat, oor geloof en oor werke. Jakobus 2 vers 17. Net soos ook die geloof, as dit nie werke het nie, in sigself dood. Geweldige woorde. Geloof sonder werke is dood. Geloof wat nie uiting vind in my wandeling met God nie, is 'n dooie geloof. Kom ons gaan na vers 22 toe. Sien julle dat die geloof saamgewerk het met sy werke, en die geloof volkome geword het uit die werke. Vers 24. Sien julle dan nou dat die mens geregverdig word uit die werke en nie alleen uit die geloof nie. Vers 26. Want soos die liggaam sonder die gees dood is, so is die geloof sonder die werke dood. Daar moet geloofsgehoorsaamheid in my lewe wees. Geloof en gehoorsaamheid wat aan mekaar gekoppel is. As ek glo, moet ek lewe wat ek glo. Ek kan nie iets glo en dit nie lewe nie, dan is ek 'n dubbelhartige mens, onbestendig in al my weë. Vers 18 van hierdie gedeelte het gesê, maar iemand sal sê, ek het die geloof en ek het die werke. Toon my jou geloof uit jou werke, en ek sal uit my werke my geloof betoon. Toon my uit jou geloof die werke, en ek sal uit my werke vir jou my geloof betoon. Geliefdes, die evangelie is daar om vir u en my in die volle waarheid van God in te lei. Die evangelie is nie daar om ons gemoed te sus nie. Die evangelie, die woord van God, is daar om ons in die volmaaktheid van God in te lei. Dat ons sal kom tot 'n volle grootte van die volle mate van Christus, maar dit moet gebeur deur gehoorsaamheid. Daar in Hebreërs 5, vers 11 en vers 12 het Paulus dit juist ook gesê, vanweë die tyd moes julle lankal leermeesters gewees het, moes julle al ander mense onderrig het, maar 'n mens het nog steeds nodig om julle met melkies te voed soos babiekies, en dan gee die rede, omdat julle traag geword het om te hoor wat God sê. Daar was nie gehoorsaamheid nie. Julle het nie gehoor wat die Here sê nie. Julle het nie gevolg wat God vir julle gesê het nie. En daardie baie gevaarlike vers in Jakobus 4 vers 17, wat ek al hoeveel keer vir u gesê het, as jy dan weet om goed te doen en dit nie doen nie, is dit sonde. Die Here Jesus het 'n uitspraak gemaak in Lukas 9 vers 23. As iemand agter my wil aankom, moet hy elke dag sy kruis opneem, homself verloon en agter my aanloop, anders kan hy my disipel nie wees nie. Paulus het so groot woord, as hy daar in 2 Korintiërs die 2de hoofstuk, die 4de hoofstuk vers 10 en 11 met ons praat, en ek wil dit vir u lees. Hoor wat sê hy. Gedurig dra ons die doding van die Here Jesus in die liggaam om. Let op, sodat die lewe van Christus in ons liggame openbaar kan word. Want altyd word ons wat lewe oorgelewer in die dood om Jesus wil, sodat ook die lewe van Jesus in ons sterflike liggame openbaar kan word. U sien, die geliefde, daar moet 'n geestelike groei plaasvind, en dit vind plaas deur gehoorsaam te wees aan die woord van God. Daar in Handelinge 5 het hy hierdie uitspraak gemaak, die Heilige Gees wat hy gegee het aan die wat hom gehoorsaam is. Ongehoorsaamheid weerhou my van die seën van die Here. Ongehoorsaamheid bedroef die Heilige Gees.
Ongehoorsaamheid weerhou my van die seëninge van die Here en ek bly onvolwasse. Ja, geliefde, as ek weet wat God vir my sê, as ek glo wat God vir my sê, moet ek immers doen wat God vir my sê. Ag, daar in Efesiërs 1 verse 6, 12 en 14 is daar 'n refrein wat elke keer vir my diep raak. En hierdie refrein sê die volgende: dat ons mag wees tot lof van sy heerlikheid. Dat ons mag wees tot lof van sy heerlikheid. En 'n derde keer, dat ons mag wees tot lof van sy heerlikheid. Daarom gehoorsaamheid. Doe net wat God vir jou sê om te doen. Ons sing daardie koortjie, al is daar ook 'n kruis nodig vir my. Nogtans nie my wil nie, Here. Ek is hier om U te dien. Ek is hier om U te verheerlik. En miskien is dit 'n vraag wat jy jouself moet vra. Vir wie leef jy? Leef jy vir jouself? Of leef jy vir die eer en die heerlikheid van jou meester? Is jou fokus op hom, om hom te behaag, of gaan dit oor jou? Gaan dit oor jou geluk? Gaan dit oor jou sekuriteit? Gaan dit oor wat hy alles vir jou moet doen? Of is daar in jou hart 'n diepe aanbidding en 'n lof en 'n eer wat hom toekom te sê, hy is my Here? Geliefdes, ek wil vir u sê, daar is dinge wat ons moet doen, omdat God so sê. Maar kan ek dit vir u net 'n bietjie anders te stel om te sê, die dryf in my lewe moet nie wees omdat ek moet nie. Die dryf in my lewe moet wees omdat ek wil. Ek het hom lief, ek wil. Ek dink aan jare gelede, voordat ek getroud was, het ou Dominee Raubenheimer gesê, ou Jannie, as jy voor die tyd vir Eloise blomme gegee het en haar bederf het, die dag na die huwelik sal jy met aanhou. Anders het jaar bedrieg. En nou kom ek na my vrou toe met 'n bos blomme en ek sê, jong, hier gee blomme, Dominee Pieter het sê ek moet vir jou gee. Wat sal dit vir haar beteken? Sy sal dit in die asblik gooi. Maar as ek daartoe kom en sê, my skat, hier is vir jou blomme, ek is lief vir jou, ek waardeer jou, dan sal dit insak in haar hart en sal dit waarde hê. Ek wonder as ek vandag vir u vra, aanbid u die allerhoogste God omdat u wil. Aanbid u hom omdat u hom lief het. Aanbid u omdat hy die belangrikste in jou lewe vir jou is. Ag, die Here Jesus Christus het ons gesê, nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal ingaan in die koninkryk van my Vader nie, maar hy wat die wil van my Vader doen. Gehoorsaamheid. Hy wat doen wat my Vader vra, want daarin alleen is die seën van die Here. God sal nooit ongehoorsaamheid seën nie. En geliefdes, moet nooit reken dat God dit moet doen nie. Moenie aanspraak maak dat God jou moet seën, terwyl jy weet dat jy die Here nie dien nie. Daar in Exodus 21 is so 'n besondere mooi verhaal van 'n slaaf. 7 jaar moet hy sy meester dien, en na 7 jaar kan hy vrygelaat word, en hy word met 'n vergoeding vrygelaat. Maar na 7 jaar het hierdie slaaf 'n keuse. Hy kan vry weggaan, of hy kan bly. As hy egter sê, ek wil nie weggaan nie, en hoor, ek het my Heer, my vrou, my kinders, my huis lief, ek het julle lief, ek wil nie weggaan nie. Dan word hy na die deurkusyn geneem, en daar word hy els deur sy oor gesteek. Hy word met 'n gat in die oor gelaat, en hy sal vir altyd slaaf bly. Ek wonder as ek vanmôre vir jou die keuse gee om te sê, wil jy gemerk word vir Jesus Christus? Het jy vanmôre in jou hart werklik 'n verlange om te sê, ek wil nie weggaan nie. Ek wil hom dien, want ek het hom innig lief. Dan is my verhouding met God vir my nie 'n las nie. Dan is my verhouding van God vir my 'n vreugde. Dan geniet ek die woord van die Here, dan wil ek hoor wat God sê, dan wil ek hom dien, want ek het hom lief. En dit is gehoorsaamheid, omdat hy my Here is.
ek my geloof in hom geplaas het, is dit vir my die heerlikste ding in die lewe, om te hoor wat hy sê, en om te dien, en vir hom my beste te gee, en om God te behaag. Ag, ek dink aan 'n man hier in Kokanja, wie se vroukie daar in die intensiewe sorg gelê het. Baie erg demensia. Sy het eers geweet hy's daar nie. Maar elke dag het hy gekom, en dan het hy haar gegrimeer. En het hy vir haar blommetjies langs haar bed neergesit. Die suster het vir hom gevra, oom, hoekom kom jy elke dag en kom doen hierdie moeite? Sy weet nie eers jy's hier nie. Sy antwoord was ingrypend, maar ek weet, sy is hier. En daar is iets in my hart, 'n liefde, al kan sy nie reageer op dit wat ek doen nie, al weet sy nie eens wat ek doen nie, dan is daar nog steeds 'n liefde in my hart wat sê, ek wil dit vir haar gaan doen, want ek het haar lief. Ek wonder as ek en jy 'n keuse het, of ons die Here sal dien. Ag geliefde, daar in Johannes 17 vers 1 het die Here Jesus gesê, Vader, help my om u te verheerlik. Help my om eer en heerlikheid aan u toe te bring, dat ek u mag verheerlik op aarde, dat ek u naam mag groot maak op aarde, dat ek met God mag wandel, en dat mense deur my wandeling sal sien, dat die lig van God in my sigbaar is, dat ek die sout van die aarde sal wees, wat God sal behaag. Paulus het dit gesê in Filippense, die 3de hoofstuk vers 15, dat ons onberispelik en opreg sal wees, kinders van God, te midde van 'n krom en verdraaide geslag, onder wie ons skyn soos ligte in die duisternis. Ja, het hy oor homself gesê daar in die 12de en 14de vers. Ek vergeet die dinge wat agter is. Ek strek my uit na wat voor is. Ek jaag na die doel, om die hoë roeping te verkry in Christus Jesus ons Here. Ek is nog nie volmaak nie, maar ek jaag daarna. Ek het 'n ywer om naby God te wees en die Here te dien. Gehoorsaamheid gebore uit geloof. Gehoorsaamheid gebore uit 'n liefde vir die Allerhoogste God. Efesiërs 4 vers 1 het Paulus aan die Efesiërs gesê dat ons waardiglik die roeping mag wandel, waarmee ons geroep is. Hy het jou sy kind gemaak. Hy het jou sy getuie gemaak. Hy het jou die refleksie van die lewende God op aarde gemaak, dat ons waardiglik die roeping sal wandel, waartoe ons geroep het. Geloof, gehoorsaamheid. Ag, daar in Titus 1 vers 16, is daar so 'n negatiewe woord. Met die mond bely hulle dat hulle God ken, met hulle werke verloon hulle hom. Mag dit nooit van jou en my waar wees nie. En nou gaan ek afsluit en vir jou 'n paar vrae vra, waarop jy antwoord. Wat glo jy oor sonde? Wat glo jy oor sonde? Wat glo jy oor die gevolge van sonde? Het dit 'n implikasie in jou lewe? Het dit 'n inwerking in jou lewe? Wat glo jy oor 'n heilige lewe? Leef jy die lewe? Wat glo jy oor liefde en eensgesindheid? Beoefen jy dit in jou lewe? Wat glo jy oor die huwelik en wat God oor die huwelik sê? Leef jy dit in jou huwelik? Jy sien die geliefde, as ek sê ek gaan nog lank moet dink oor die volle implikasie, dan sê ek alles wat ek glo moet in my lewe 'n realiteit word. Dit is waarna ek moet jaag. Ek kan nie een ding glo en iets anderster doen nie. Dan is my geloof nie eg nie. Dan is my geloof aangeleerde gebooie van mense. Dan is dit reëls. Dis nie iets wat in my hart is, wat in my hart gebêre is nie. Daarom, so belangrik om die woord van God te lees, sodat jy gehoorsaamheid kan leer. Ek verstaan hierdie versie nie, maar ek lees dit vanmôre.
Die Seun van God het gehoorsaamheid geleer uit wat hy gelei het. Vader, alles wat U my gegee het om te doen, het ek gedoen. Verheerlik nou U Seun met die heerlikheid wat ek gehad het, voordat hierdie wêreld was. Gaan sit 'n oomblik bietjie en dink, skryf vir jouself neer, wat glo jy? En dan vra jy jouself, hoe leef ek op teenoor wat ek glo? Geloofsgehoorsaamheid. Ag, mag die Here vir jou seën, mag die Here vir jou ryklik optel, en mag jy die dieptes en die heerlikheid van God in jou eie persoonlike lewe beleef. Ek gaan nog lank dink oor die vers. Dink saam met my en laat die Heilige Gees jou bedien. Wat beteken geloofsgehoorsaamheid? Die Here seën vir u so ryklik, totdat ons weer met mekaar saamgesels. Goeiedag vir u.